elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is besig met die evangelie van Johannes en ons gaan begin by vers 29 van Johannes hoofstuk 7. Jezus sê, maar ek ken hom, omdat ek van hom kom en hy my gestuur het. Nou in die vorige vers sê Jezus vir die Jode, dat hulle ken nie God nie. Bedoelende God die Vader, want voor hulle staan God die Seun. Nou iemand skryf nou die dag vir my en sê, nee, hy is nie God die Seun nie, die Bybel sê dit nêrens nie, hy is die Seun van God. Nou daarmee wil hierdie spesifieke persoon vir my sê, dat Jezus nie God is nie. Hy is net 'n spesiale gesant van God. Hoe blind wil jy nou wees? Dis vir my baie moeilik. Dis vir my baie moeilik om te glo. Is regtig vir my baie moeilik om te glo. Dat so 'n uitspraak gemaak is uit die hart van 'n reine persoon. Met 'n reine hart, met 'n opregte soeke na waarheid. Ek kan dit nie glo nie. So moontlik. Ek sou eerder sê, dit klink eerder vir my soos 'n hardkoppige persoon met 'n agenda van sy eie. Eerder as iemand wat regtig op soek is na waarheid. Want as jy regtig op soek is na waarheid, almal wat regtig op soek is na waarheid, kom uit by een ding. En die een ding is die openbaring van wie Jesus regtig is. En dit is die openbaring van wie Jesus regtig is wat alles verander. Alles verander. Paulus se teologie in 3 minute verander. Jare en jare se onderrig. Akademiese diep gesetelde, gefundeerde, deurforste akademiese onderrig, onderbou, fondasie. 3 minute verander alles. Jy weet, praat van Paulus, dis nie 'n ou wat probeer homself bemark as iemand wat iets weet nie. Daar's baie van hulle deesdae. Baie. Seker nou nie net deesdae nie, maar wat ek leef nou net nou. So dis nou waarneembaar vir my. Deesdae. Dis net jong en dan is dit hierdie nuwe ou en hy is so verskriklik slim binne. Paulus probeer nie slim wees nie, hy is slim. Hy probeer nie maak en homself bemark asof hy nou, jy weet, besondere onderbou het nie. Hy het 'n besondere onderbou. Aan die voete van Gamaliel. Hy ken die Bybel vorentoe en agtertoe, vorentoe. Hy ken dit in die oorspronklike tale. Hy praat die oorspronklike tale soos sy huistaal. En hy sien Jesus vir wie hy is. Die met die sleutels van die dood en die doderyk in sy hande. En jy wil vir my sê, Jesus is nie God nie. Waarheen beer jy met so 'n tipe neiging in jou hart? Hoe blind wil jy nie wees vir die waarheid wat reg voor jou lê nie? So dis die belangrike ding. Jesus sê vir hulle, ek sê net deur die Vader gestuur nie. Ek kom van die Vader. Ek en jy mag beleef van tyd tot tyd in ons lewens dat ons deur God gestuur word om sekere goed te doen. Ons kan nie dieselfde goed sê wat Jesus sê nie. Niemand het nog ooit die Vader gesien nie, maar hy wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Die enigste een met toegang tot die hart van die Vader is Jesus self. In die begin was die woord is by God, die God, en die woord was God. Hy is op gelyke voet met die Vader, jy is dit nie.
God die Seun, God die Vader, God die Heilige Gees. Kan nie daarby verbykom. En as jy wil, dan is daar iets ernstig fout met die bedoeling van jou hart. Maar dit was nie die gevolgtrekking waar jy uitgekom het, omdat jy opreg op soek was na die waarheid nie. Dis onmoontlik. Dis net totaal en onmoontlik. En dis waaroor die evangelie van Johannes gaan, is om die lesers hiervan konstant te konfronteer met wie Jesus regtig is. En dit is waar die wonderwerk der wonderwerke plaasvind. Die oomblik wanneer jy kom sien vir wie hy is. So vers 29 sê Jesus, ek ken die Vader. Hy het my nie net gestuur nie, ek kom van hom af. Ons deel dieselfde wese. Ek en die Vader het nie 'n begin nie. Ons het nie 'n einde nie. Sê Jesus. Toe, nadat hy dit sê, en die Jode snap het, nou, jy weet, die Jode snap het, hoe snap ek en jy dit nie? Die Jode snap dat Jesus hom met God gelykstel. Hulle snap dit. Dit is nie die eerste keer dat Jesus dit doen nie. Vorige keer wil hulle hom met klippe doodgooi. Dis ook nie die laaste keer wat hy dit gedoen nie, want net in 'n hoofstuk van hier af, hoofstuk 8 se einde, gaan hy dit weer doen. Hoofstuk 5 het ons heel wat daarmee te doen gehad, dat Jesus hom met God gelykstel. Hulle snap dit, en hulle reaksie verklap dit. Toe probeer hulle om hom gevange te neem. Want dis vir hulle godslasterlik. Om te sê ek is van God gestuur is een ding. Maar om te sê ek kom van God en ek is op gelyke vlak met God, dis 'n ander ding. Maar niemand het die hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Daar is 'n klomp goed wat hulle wil doen, maar God is in beheer van die situasie. Dis vir my net die wonderlikste hierdie. Daar's klomp goed wat mense wil doen, maar God is in beheer en hy laat hulle nie toe om dit te doen nie. Hulle wil dit doen, en hy sê, nog nie, die tyd's nog nie daar nie, God trek die streep, hulle kan dit nie doen nie, en ek besef net, in my eie lewe, besef ek, daar's baie dinge, wat God van my weerhou, miskien, kom ons gebruik nou maar dieselfde konteks as Jesus hier, is die reaksie van mense. Daar is sekere reaksies van mense teenoor my, of sê nou maar teenoor jou, of dit nou misdaad, en of dit nou kwaadaardigheid, en wat dit nou ook al is, wat God net 'n streep trek, en dit kom nie by jou uit nie. Die mense wil hom gevangene neem, maar God sê nee, julle kan nie, en hy trek 'n streep. Maar dan is daar kere wat dit wel by my uitkom, en daar is 'n keer wat hulle wel vir Jesus gevangene neem. So, wat lei jy nou af daarvan? Wat lei jy af? Jy moet die afleiding maak, dit is 'n baie belangrike afleiding. Kom ons vat Jesus eers, en dan maak ons dit van toepassing op sy lewens. So hulle wil Jesus gevangene neem, en hulle het nie, want sy uur het nog nie gekom nie, hulle word nie toegelaat deur God om dit te doen nie. Hulle wil dit doen, maar hulle kan nie. Maar nie lank hierna nie, toe neem hulle hom wel gevangene. So wat is die verskil tussen nou en toe? God het die moratorium gelig. Hier is daar 'n beperking, hulle kan nie, hulle wil, maar hulle kan nie. Maar dan is daar 'n oomblik waar God dit lig, sodat hulle kan uitvoer teenoor hom wat hulle beplan. En God lig dit vir sy eie doeleindes. So wat sê dit vir my en jou, wat aan Jesus verbind is? Ek praat nie nou van die wêreld nie, wat in die wêreld gebeur nie, ek praat nou spesifiek van die mense wat aan Jesus verbind is. Dieselfde geld ook vir jou, want as jy in Jesus is dit wat die Vader oor Jesus, wat die Vader op Jesus lê, ook van toepassing op jou. Die werkswyse, die liefde, die genade, die vreugde, die heerlikheid, ook van toepassing op jou. In Christus Jesus.
Daar sekere goed wat net nie by ons uitkom. Situasies waar ons kom ons sê nou maar 'n ongeluk op die pad. En dit het nie gebeur nie. Dit moes gebeur het. Al die faktore is daar, dit moes gebeur het, maar dit het net nie gebeur nie. En dalk 'n bietjie later toe gebeur het wel. Wat is die verskil tussen die twee? Die een het God die streep getrek, die ander een het hy dit gelig. In welke gevalle is daar een ding wat die disipel van Jesus deeglik verstaan? Wat's dit? God is in beheer. Hy is in beheer. Hy is in beheer. En selfs wanneer hy die streep om my trek en die dinge kan nie na my toe kom nie, dan is daar lof in my hart omdat hy my daaruit gered het. Maar wanneer hy die streep lig en daardie goed gebeur wel met my, is die diepere verstaan en die groter openbaring dat hy ook in dit by my is en in beheer is. Kom ons vat Paulus as 'n voorbeeld. Daar's kere waar hulle hom wil arresteer, God sê nee, hulle kan nie. Waar hulle sweer, hulle gaan nie eet of drink die Jode voordat hulle hom doodmaak. Hulle is ernstig. En God sê nee. Dan is daar kere wat hulle hom arresteer. En probeer hom dood te maak. En selfs reg kry, glo ek in my hart, gooi hom met klippe dood en God wek hom op. Maar dat hulle hom slaan, dat hulle hom gesel, dat hulle hom in die tronk gooi, dat hulle hom aanrand. En dan is die oorweldigende besef, dat in dit is God met hom. Hulle kan niks met hom doen, wat God nie toelaat nie. Hierdie ding, hierdie saak nee, so wil ek jou nou voorstel, dink 'n bietjie daaroor. Want is nie net hier waar dit staan nie, ons lees nou hier, maar ons kan nou gaan, lees Filippense, om een te noem, lees Filippense, hoor, of ek nou genoeg het om te eet, of te min het om te eet, ek het geleer om vergenoeg te wees. Want Christus is in beheer, hy is alles vir my, en hy is met my, wanneer ek genoeg het en te min het. En om Jesus so te leer ken, dis wat die ware rykdom van die lewe is. Dis die ware rykdom. Goed, ons gaan nou. Vers 31. Maar baie van die skare het in hom geglo en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy meer tekens doen, as wat hierdie man gedoen het. Bedoelende, niemand kan groter tekens doen as wat hierdie man doen. Hierdie moet die Christus wees. Hierdie moet die Christus wees wat God beloof het, waarvan die profete getuig het, waarna ons so uitsien. Die probleem was, is Israel sien uit na die Messias vir al die verkeerde redes. Hulle sien nie uit na die Messias as iemand wat hulle sal verlos van hulle hardkoppigheid, hulle sonde, hulle selfgesentreerdheid en rebellie teen God nie. Nee. Dis nie waaroor die Messias kom nie. Hy kom vir hulle eie persoonlike selfsugtige redes. Hulle sien uit na die Messias wat weer van hulle nasie 'n wêreldmootheid gaan maak. Dis waarna hulle uitsien. Dis hoekom hulle hom nooit ontmoet nie. Dis hoekom hulle nooit sy heerlikheid sien nie, want hulle soek nie hom nie, hulle soek hulle self, hulle aanbid hulle self. Dis eintlik 'n wese wat gebeur. Nou vra jy die mense, "Jog, maar luister, is hierdie nie die beloofde, geprofeteerde Christus nie?" Vers 32. Die Fariseërs het gehoor dat die skare dit van hom mompel. En die Fariseërs en die owerpriesters het dienaar gestuur om hom gevangene te neem. Fariseërs is erg bekommerd, want hulle is besig om die populariteits kompetisie nou te verloor onder die mense. En as jy dit verloor jy invloed. En as jy invloed verloor jy mag. En dis al waarvoor hulle daar is. Dis al. And so by the way, het dit nog nooit verander nie. Dis vandag nog, presies, dieselfde. En nou praat ek nie van Israel, Jerusalem, Doer nie. Ek praat van elke liewe,
samelewing op aarde wat bestaan. Nog nooit van hulle. Toe sê Jesus vir hulle, nog 'n klein tydjie is ek by julle, en ek gaan na hom wat my gestuur het. Met ander woorde, julle is nou gestuur om my te arresteer, maar dit gaan nie nou gebeur nie. Maar nog 'n klein tydjie, dan gaan dit. Maar nie nou nie. Julle sal my soek en nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie. En die Jode sê onder mekaar, waar ek is, kan julle nie kom nie. Nou, wanneer jy hierdie woorde lees, Jesus sê, waar ek is, kan julle nie kom nie. Nou sê jy, okay, so kom ons gaan net in ons koppe, net gaan goed deur, 'n paar moontlikhede. 1. So, hulle gaan Jesus arresteer, en hulle gaan hom bring voor Caiaphas. Kan hulle daar kom? Ja, hulle kan. Okay, goed. Dan gaan hulle hom deur die Romeine ter dood veroordeel en hom laat kruisig. Gaan hulle daar kan kom? Ja, hulle kan daar kom. Alright. Dan gaan Jesus na die doderyk. Hy gaan sterwe en sy siel gaan na die doderyk. Gaan hulle daar kan kom? Wel, nie nou nie, maar uiteindelik sal hulle ook sterwe en hulle sal daar kom. Okay, so dit kan waarskynlik daarvan praat. Dat die feit dat Jesus doodgaan. Kom ons gaan net nog 'n bietjie aan met dit. Ons sê, dan gaan hy die dode uit opstaan. En hy gaan na die Vader. Kan hulle daar kom? Is dit moontlik dat Jesus sê, ek gaan na my Vader en julle kan nie so toe gaan nie. Julle kan nie na die Vader kom. Okay, dis moontlik. Dis baie moontlik. Want niemand kom na die Vader behalwe na my nie, deur my nie, en julle weerstaan my, julle sal by die Vader nooit kom nie. Nooit. Dit kan wees. En die Jode sê onder mekaar, waar wil hy heen gaan, dat ons hom nie sal vind nie? Sê, hulle vra ook hierdie, hulle doen ook hierdie oefening. Waar wil hy nou gaan, waar ons hom nie sal kry nie? Hy wil tog nie na die verstrooides onder die Grieke gaan en die Grieke leer nie. Maar daar sal hulle nou nie wil gaan nie, want dis dan nou die vuil heidene, wil nie so toe gaan. Wat beteken hierdie woord dat hy gesê het, julle sal my soek en nie vind nie, en waar ek is, kan julle nie kom nie. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek begin, in my hart neig ek, na die betekenis, die moontlike betekenis, dat Jesus eintlik praat van die Vader. Ek gaan na die Vader en julle kan nie daar toe kom. Julle is nie daar nie, julle weerstaan my, julle is nie daar nie, julle kan nie na hom toe kom nie. Niemand het hom nog ooit gesien nie, niemand het toegang tot die Vader nie. Niemand kan toegang ooit hê tot die Vader, behalwe deur my nie. En jy kan nie deur my toegang tot die Vader hê, tensy jy jou lewe voor my neerlê nie. As jy nie jou lewe voor my neerlê nie, het jy nie toegang nie. En nou staan Jesus op en sê, as iemand dors het, julle is nie met God versoen nie. Dit bring die diepste dors in die siel van 'n mens. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Ek is die enigste een wat jou met die Vader kan versoen. Die enigste een. Laat hom na my toe kom en drink. Hierdie is 'n mooi gedeelte. Ek dink met die volgende video, dan gaan ons definitief nog ietsie van daai 2 versies sê. Maar hier is vir my 'n mooi gedagte, laat hom na my toe kom. Dis so in die derde persoon. Om te sê, as iemand dors het, ouens, as hy iemand is onder julle wat, laat hom na my toe kom. Dis nie 'n direkte een nie. Jy weet, as jy dors het, kom na my toe nie. Nee, dis nogals 'n snaakse bewoording. Nee, so jy nie sê nie. As iemand dors het, laat hom na my toe kom. Dit sê ook, kom na my toe, maar dit is so op 'n manier gesê, nee, wat my laat wonder, laat hom na my toe kom. Jesus se beskuldiging vir die Fariseërs is dat hulle deurkruis die land en dan maak hulle 'n disipel vir die hel groot. Soveel keer erger as hulle self.
hulle sluit, hulle self gaan hulle nie die koninkryk van God in nie, was die ander beskuldiging van Jesus teen die fariseërs. Julle gaan nie in die koninkryk in nie, en julle sluit die hemel toe dat die ander ook nie kan kom. En nou sê Jesus, laat die mense na my toe kom. As jy nie wil nie, laat hulle na my toe kom. Los hulle dat hulle kom. As jy nie wil nie, dis jou reg, jou volste reg. As jy nie wil nie, moet nie. Jy gaan die gevolge daarvan dra. Maar laat die ander mense na my toe kom. Geef hulle die kans om dit te doen. Maar daar's nog iets. Nee, jy kan dit uit dit verstaan, maar daar's nog iets wat ek sal uithaal daar. En dis iets spesifiek vir gelowiges. Die eerste ene is dalk nog meer gerig op die fariseërs, maar die tweede verstaan, is dalk meer gerig op die gelowiges, en dit is, Jesus, ek kan my nou indink, Jesus sê, geliefdes, moenie mense na julle toe laat kom nie. Moenie mense na julle toe trek nie. Julle organisasie en julle visiekie en julle doelstellings en julle koninkrykies en julle nie. Moenie dit doen nie. Daar's mense wat honger en dors na geregtigheid. Hulle soek die Here, hulle is honger vir hom. Hulle is nie versoen met God nie. Dit is die grootste leemte in hulle siele wat bestaan, en hulle soek God. Laat hulle na my toe kom. Nie na julle toe nie. Hulle is nie julle disippels nie. Hulle is myne. Hulle is my eiendom. Ek is die een wat hulle kan versoen met God, nie jy nie. Moenie mense na jou toe trek nie. Nou, welke een van daai twee verstane, ek dink dit is nie een nie, dis beide. Jesus praat met die fariseërs en hy praat ook met sy eie disippels. So as iemand dors het, jy kan sê 3 goed. 1, as jy dors het, kom na my toe. 2, vir die fariseërs, as daar mense is wat dors na God, laat hulle na my toe kom. Vir die gelowiges, moenie mense na julle self toe trek nie. Laat hulle na my toe kom. Na my toe. Dus weet jy hoe maklik is dit om mense te koppel in jouself? Jy koppel hulle aan jou identiteit, jou charisma, jou persoonlikhede, jou visie, jou gawes, jou bediening, jou kerk, jou organisasie. Dis net plain hartseer. As iemand dors het, laat hom na my toe kom. Laaste gedagte. Miskien is dit jy. Jy kyk nou na hierdie video. En jy verstaan en jy besef die diepe dors van jou siel. Hoe wil ek vir jou sê? Jy is nie die enigste een met daardie diep dors na Jesus nie. Maar dit is net so kosbaar dat jy dit verstaan. Dat jy dit besef. En dat jy dit herken, jy het 'n dors in jou siel. Hoor hier, doen jouself 'n guns, sal jy? Moenie probeer om die dors te les met die goed wat die wêreld jou bied nie. Jy het al so lank al probeer. Is jou dors enigstens geles? Nee. Dit is so goed as jy is dors na water en toe drink jy seewater. Jy sal doodgaan daarvan. Moenie dit doen nie. Moenie jou kop begrawe in die sand en dink toe maar die dors sal oorgaan. Jouself uitgee vir allerlei ander goedjies wat tydelike bevrediging vir jou siel kan gee en net 'n groter dors en disaster veroorsaak daarna. Kom na Jesus toe. Hoor jy? Kom na Jesus toe. Nie net met jou krisis nie, met jou hart, met jou lewe. Ek kan daardie uitnodiging herhaal, maar ek kan dit nie duideliker sê nie. Dis duidelik genoeg. Laat hy wat 'n oor het, hoor wat die Gees in die gemeente sê. Elke knie sal buig.